Ek gaan 'n bietjie herhaal van verlede week, dat ons almal net op dieselfde bladsy is. So as jy verlede week hier was, verskoon my net as ek bietjie agtergrond gee en dan gaan ons verder gaan om te gesels oor hierdie onderwerp. So ek dink julle almal sal saam met my stem dat die afgelope 2 jaar was Israel meeste van die tyd in wêreldnuus gewees. En die rede is, so 2 jaar gelede in 2023, 7 Oktober 2023, was hulle aangeval deur Gaza. Dis 'n klein landstreekie, kom ons sê nou maar aan die suidekant van Israel. So aan die onderkant, aan die suidekant. En daar is 'n terrorismegroep wat basies in beheer is van die landstreek Gaza wat genoem word Hamas. Almal gehoor al van Hamas? Dit beteken letterlik, Hamas beteken geweld, as ek dit nie mis het nie, né? Dis die letterlike betekenis vir dit. En Hamas is 'n terrorismegroep wat in beheer is van daai landstreek en hulle het op 7 Oktober 2023 het hulle die grense van Israel oorgesteek. Ek dink Israel het so 'n bietjie op hulle gemak geraak. Hulle het gedink hulle is beter as wat hulle regtig is, veral hulle intelligensiediens en hulle het so 'n bietjie opgeslip daar. En wat gebeur het, hierdie ouens het oor die grense gekom van Gaza, hierdie terrorismegroep, die land binnegeval en hulle het voor die voet net Jode begin doodmaak op wreedaardige maniere. Vrouens verkrag, babas verbrand, dit was verskriklik. En hulle het omtrent 1219 Jode doodgemaak en daar was 251 gijslaars geneem. Daar was veral 'n musiekfees met klomp jong mense wat geteken was, baie jong dames en jong seuns was as gijslaars geneem en 2 kibbutze was ook geteken wat naby die grens was. Na dit het daar 'n oorlog uitgebreek waar Israel gesê het ons het die reg om onsself te verdedig en hulle het Hamas aangeval, hulle het Gaza binnegeval, veral ook omdat hulle gijslaars wou teruggehaat het. Maak heeltemal sin vir my. En aanvanklik was die wêreld baie ondersteunend geweest teenoor Israel, maar dit het nie lank gehou nie. Toe raak hulle weer negatief teenoor Israel en beskuldig hulle van allerlei dinge van volksmoord. Baie dankie. Kla hulle aan vir volksmoord, maar Israel was basies net besig om hulle self te verdedig en hulle wou hulle gijslaars teruggehaat het. Maar in elk geval, so baie vinnig het die wêreld teen Israel weer gedraai. En ons sien ook, en dit ek dink is Bybelprofesie wat in elk geval tot vervulling kom, dat antisemitisme besig is om toe te neem in die wêreld. Die van julle wat nie weet wat antisemitisme beteken nie, dis 'n vooroordeel of 'n vyhandigheid of diskriminasie teenoor Israel. 'n Haat wat gekoester word teenoor Israel. En dit gebeur as gevolg van, daar's as historiese redes, godsdienstige redes, politieke redes, en veral op godsdienstige konteks is dit gegrond op teologiese verskille tussen Judaïsme en Christendom. Jy weet, selfs Christene is baie vyhandig teenoor Israel, want hulle sê, julle het Christus verwerp en gekruisig. God is klaar met julle. So, volgens Bybelprofesie, ons weet dit ook, dink ek gaan Israel veral in die laaste dae al hoe meer ongewild raak. En natuurlik ook moet ons nie die vyand se werking in hierdie proses onderskat nie. Hy hou nie van God se volk nie. En verlede week het ons ook na 'n paar vrae gekyk. Ek gaan dit net weer vir julle gee wat ons begin beantwoord het. En dit gaan basies oor die verlede, die hede en die toekoms van Israel. Vrae soos: is die Jode God se uitverkore volk? En wat beteken dit? Is God klaar met die Jode aangesien hulle Jesus verwerp het en 'n rol gespeel het met sy kruisiging? En dan ook 'n vraag wat ons baie al van gehoor het, 'n teologie of 'n leerstelling wat verkondig is, en dit is, het die kerk Israel vervang? Het die kerk Israel vervang? So behoort al die beloftes wat God aan sy volk gegee het nou in die kerk? Is dit nou van toepassing op ons en nie meer op Israel nie?
En dan het die Jode outomaties 'n pad tot saligheid, omdat hulle God se uitverkore volk is. Nou, in 1947, so 'n bietjie geskiedenis, 1947, dis nou 2 jaar na die Tweede Wêreldoorlog, het die Verenigde Nasies besluit dat Israel geregtig is op 'n Palestynse staat. Palestynse, 'n Israeliese staat, nie Palestynse nie, 'n Israeliese staat. En dit was in elk geval die deel waar Israel nou is die landstreek wat God in die Bybel reeds aan hulle beloof het en vir hulle gegee het. En die Verenigde Nasies het besluit dat hulle is geregtig op 'n Israeliese staat. Nou, gedurende daardie tyd was die streek nie Israel genoem nie, maar Palestina. Was Palestina genoem. En Palestina was 'n naam wat aan die streek gegee het, die Judea streek en Israel waar dit nou is, deur 'n Romeinse keiser. Dis waar die naam vandaan kom, né? Die naam Palestina. En dit het gebeur so 135 na Christus. Onthou, julle weet seker dat gedurende Jesus se tyd op aarde, toe hy op die aarde gewandel het, was Israel en veral Jerusalem, daai streek, onder Romeinse gesag gewees, onder Romeinse heerskappy. Die Romeine het geheers. Hulle het die Jode toegelaat om daar te bly en hulle wette en gebruike te beoefen, maar dit was onder Romeinse heerskappy. So daar was baie opstande gewees, en dit het maar moeilik gegaan in daardie tyd. Ek kan dink, want die Jode was onderdruk, en die Romeine het nie baie van die Jode gehou nie, en hulle moes baie keer streng optree teenoor hulle, en ek kan verstaan dat die Jode ook ongelukkig was, want hulle was baie keer onregverdig behandel, maar hulle was onderdruk deur die Romeine, en in so 135 na Christus was daar 'n groot opstand van die Jode gewees, in Jerusalem of in Israel gewees, en toe het hierdie keiser besluit, dis nou klaar, dis verby, die Jode moet uit, hierdie streek uit, ons het genoeg gehad, en van daar af het hulle finaal versprei reg oor die hele wêreld. Dit was ook Bybelprofesie wat in vervulling gekom het. Die Jode het versprei na al die lande in die wêreld toe, in Afrika, in Asië, Rusland, Poland, Amerika, al die lande, die Jode versprei reg oor die wêreld, hulle was uitgejaag uit die streek uit. En hierdie Romeinse keiser, om nog meer moedwillig te wees, het hy met opset gesê, ek gaan hierdie land se naam verander na Palestina toe, wat eintlik die Latynse betekenis is vir Filistyn of Filistinia. Want hy het gesê, as daar nou 'n nasie is, wat die Jode regtig haat, is dit die Filistyne. Nee, die Filistyne, Egipte, julle ken die verhaal. So ek gaan hierdie streek Palestina noem, maar die Latynse naam is van Filistinia. Dis waar die naam vandaan kom. Van daar af was die streek Palestina genoem. Nou die Verenigde Nasies het besluit, hierdie streek, nou dit is nou baie jare daarna natuurlik, in 1947, die Israeliete of die Jode mag 'n Israeliese staat hê, en dit is daai streek, Palestina. Nou tydens daai tyd het daar reeds baie Jode gewoon, baie Jode teruggetrek na hulle land toe, wat God aan hulle gegee is, van reg oor die wêreld af, maar daar was ook Palestyne. Palestyne is 'n kombinasie van verskillende Arabiese mense of nasies, wat in daai streek gebly het, en veral ook Edomite. Volgende week sal ons 'n bietjie kyk, wie was hierdie Edomite, wat die Jode so gehaat het. Hulle het in die streek gebly, en in die hart van die saak, was daar wrywing ook gewees in hierdie streek. In 1947, hier was Palestyne, hier was Jode gewees, en nou kom die Verenigde Nasies, en hulle sê, nee, Israel mag 'n Israeliese staat hê. En die wrywing het net al hoe erger geraak, soveel so dat Engeland toe besluit het, want Engeland was toe gedurende daai tyd in beheer van daai landstreek. Toe sê Engeland, ons onttrek, ons kan nie meer nie. Ons onttrek, want ons het belange by die Arabiese lande ook, hulle het olie en alles, maar ons wil so half die Jode nou nie heeltemal vernietig nie, ons wil daarom in hulle goeie boekies ook bly, en hulle dog toe, hierdie opstande kan ons nie meer hanteer nie,
ons onttrek. En toe hulle onttrek, toe sê Ben Gurion, die president van Israel, nou verklaar ek dat hierdie land nou 'n Israel staat is. Hierdie is Israel. En toe raak 5 Arabiese lande baie ongelukkig hieroor, want hulle wil glad nie 'n Israel staat hê nie. Geen Israel. Dis al wat hulle wil hê. Daar's nie verdeling van lande en streke nie. Hulle soek geen Israel nie. Toe trek hulle op teen Israel en hulle maak oorlog en hulle het gedink, man, ons gaan hierdie Jode uitwis, want hulle was duisende, baie meer as wat die Jode was in daai klein landstreekie. Maar God help hulle toe. Hy ondersteun hulle en ek dink dit was 'n wonderwerk. Israel wen toe hulle daai onafhanklikheidsoorlog. En hulle kom toe tot stand daar in 1948. En ons, dit is ook die vervulling van profesie. Ons lees dan van Jesegiel 37 vers 21. En dan moet jy vir hulle verklaar, so sê my Heer die Here, kyk, ek gaan die Israeliete wegneem tussen die nasies waarin hulle gegaan het. Ek sal hulle byeenbring van oral oor en hulle na hulle grond bring. Ek sal hulle een nasie maak in die land op die berge van Israel. Ouens, op een dag het Israel weer 'n nasie geword, was hulle gebore as nasie. Jesaja 66 vers 8, vervulling van hierdie profesie. Wie het al van so iets gehoor? Wie het al sulke dinge gesien? Word 'n land op een dag gebore? Of word 'n volk eensklaps in die wêreld gebring? Ja, net toe sy ineenkrimp het Sion ook geboorte gegee aan haar kinders. En dit is 'n wonderwerk. Dit is 'n groot wonderwerk. Dat 'n nasie, 'n land, so vinnig tot stand kan kom. En ek het die voorreg gehad om 3 jaar gelede Israel toe te gaan. En dit is wonderlik om te sien hoe patriotisties hulle is oor hulle land. Hulle is trots op hulle land, op hulle kultuur, op hulle taal. Ek meen, hulle kom uit verskillende lande uit met wat verskillende tale praat. Vir baie jare was hulle in daai lande. Hier kom hulle terug in Israel en hulle almal praat Hebreëus. Hulle taal. En dis wonderlik. En ons kan net sien hoe God se hand ook op hulle is. Maar ek wil hierdie een ding sê, nasionaal het hulle weer hulle identiteit gevind. En dis nou jammer, maar ongelukkig is daar net 'n klein handjievol wat Jesus Christus aanvaar. En dit was ook die geval gewees in Paulus se tyd, en hy was bekommerd oor dit gewees. Hy was bekommerd, en hy skryf ook daarvan in Romeine 9 tot 11. Hy skryf hierdie brief aan hierdie gemeente, en hy sê hoe bekommerd hy is oor sy eie mense, wat nie Jesus aanvaar nie. Hulle verlosser nie. Jy sien, al is Israel God se uitverkore volk, beteken dit nie dat hulle nou outomaties Christene is of gered is nie. As hulle nie Jesus aanvaar nie, is daar nie vir hulle saligheid nie. Verlossing tot saligheid nie. Vir geen persoon nie, of jy nou 'n heiden is en of jy 'n Jood is. Daar's nie vir jou verlossing nie. En in Romeine 11 is dit ook mooi, en dit sluit aan by ons titel, skryf Paulus hier van 'n makolyfboom en ook van 'n willeolyfboom. En dat hoe daarvan hierdie takke van hierdie makolyfboom afgebreek is. En hy vergelyk Israel, die Jode, met hierdie makolyfboom. Nou wanneer ek hierdie verse lees, is dit so 'n bietjie van 'n waarskuwing ook teenoor ons heidene, om versigtig te wees, om nie arrogant te raak, omdat ons nou ook ingeënt is in die liggaam van Christus, en ingeënt is by God se familie nie. En ook nie arrogant raak en antisemitisties raak en sê God is klaar met die Jode, hulle het hom verwerp. Paulus waarsku, en hy skryf hierso, kom ons lees dit gou, Romeine 11 vers 17, en as 'n aantal van die takke van die makolyfboom uitgebreek is, dis nou Israel, die wat nie in Christus Jesus glo nie, né? Van daai takke is uitgebreek, en jy die willeolyf, dis nou ons, wat nie Jode is nie, heidene, tussen die takke ingeënt is, en so aan die voedingskrag van die makolyfboom se wortel deel gekry het. Wie is ons bron, ons voedingskrag, ons wortel? Dis God nie. Moet jy nie teenoor die ander takke spog nie. As jy wel spog, jy ondersteun nie die wortel nie, maar die wortel ondersteun jou.
Jy sal dan sê, daar is takke uitgebreek, sodat ek op die boom ingeënt kan word. Goed en wel, dit is deur hulle ongeloof dat hulle uitgebreek is, maar jy is daar deur jou geloof. Moenie hooghartig wees nie, maar wees vol ontzag. Want as God die natuurlike takke nie gespaar het nie, sal hy jou dalk ook nie spaar nie. Sien daarom God se goedheid sowel as sy strengheid raak. Sy strengheid oor hulle wat afvallig geword het, maar sy goedheid oor jou, mits jy in sy goedheid bly. Want ook jy kan uitgekap word. Wees versigtig. Sien ons as heidene is hierdie wille olyftakke. Ons is ingeënt in hierdie boom. En as gevolg van God se groot genade, sien ons is hierdie ou genade takke wat ingeënt is. As gevolg van God se groot genade kan ons almal deur Jesus Christus deel word van God se familie. En is God se geestelike seëninge wat hy aan Abraham daai tyd beloof het, van op ons ook van toepassing. As gevolg van wat Christus Jesus gedoen het. Hy het die prys betaal vir my en jou. Nou goed, ek wil 'n paar punte maak ten opsigte van Israel se verlede, hulle hede en hulle toekoms. En die eerste een is, ouens, daar is geen ander weg tot saligheid behalwe deur Jesus Christus nie. Dis die enigste weg tot saligheid. Jy kan nie deur werke tot saligheid gaan nie, of kom nie. En dit maak ook nie saak wat jou nasionaliteit is, of jou bloedlyn is nie. Alleen deur Jesus Christus. Paulus skryf daar, hy sê Romeine 10 vers 11, die skrif sê tog, elkeen wat in hom glo, sal nie beskaam staan nie. Dit maak inderdaad geen verskil of jy Jood of 'n Griek is nie. Ons het almal dieselfde Here en hy deel sy rykdom uit aan almal wat hom aanroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal verlos word. Dis die enigste weg na die Vader, deur Jesus. So, nou dit bring ons by die volgende punt. As die meerderheid van die Jode dan nie Jesus aanvaar nie, hoe kan hulle dan God se uitverkore volk wees? Hoe werk dit dan nou? Hoe kan hulle uitverkies wees? Ouens, God het besluit dat hy die nasie of die volk Israel gaan gebruik. Hy het die Jode gekies, deur wie sy verlossingsplan gaan afspeel of uitspeel. God het besluit, deur die Jode gaan die Messias ook kom. Hy het hulle uitverkies vir hierdie verlossingsplan. Deuteronomium 7 vers 6, want jy is 'n heilige volk vir die Here jou God. Vir jou het die Here jou God gekies uit al die volke op aarde om as volk sy persoonlike eiendom te wees. Dis 'n belofte wat God aan hulle gemaak het. En hierdie belofte wat God aan Israel gemaak het, geld vandag nog, né? God het uit die saad van Abraham, Isak en Jakob 'n nasie tot stand laat kom, deur wie hy sy raadsplan laat afspeel. Deur Israel het Jesus ons verlosser gekom om saligheid vir die wêreld te bied. En daarom ouens, wanneer ons dink aan Israel, dan is ons versigtig om hulle te beledig en uit te maak as net 'n klomp uitgeworpenes. Want dit is die nasie wie God uitgekies het. So wat ons doen, ons bid vir hulle, die woord sê ons moet vir hulle bid, ons seën hulle, ons respekteer hulle, ons aanbid hulle definitief nie, maar ons respekteer hulle, want God het hulle gekies vir 'n spesifieke plan en doel, 'n spesifieke plan, sy verlossingsplan. In Johannes 4 vers 22 word dit baie duidelik uitgedruk, lees ons dan dat die verlossing, met ander woorde die saligheid, kom uit die Jode. Sonder die Jode, ouens, sou daar nie aartsvaders gewees het nie, of sou nie profete gewees het nie, en 90% van die Bybel sou daar nie gewees het nie. Seker die hele Bybel sou daar nie gewees het nie. En verlosser, ons sou ook nie 'n verlossing gehad het nie. Dit het alles deur die Jode gekom. Onthou, dink gou mooi daaraan, ek dink seker 95% van die Bybel is geskryf deur Jode. Is nie so nie?
God het Jode gebruik, daai Joodse nasie en volk, om die Bybel vir ons te skryf. Hy het hulle geïnspireer deur die Gees. Ek dink Lukas was nie 'n Jood nie. Hy het Handelinge in Lukas geskryf. Weet nie van ander wat nie Jode is wat boeke geskryf het. Daar is seker, ek kan nou nie aan ander dink so vinnig nie, maar ek meen van Moses af, regdeur Paulus wat Romeine geskryf het. Ons het nou net deur die reeks Handelinge gewerk, weet, dit was Lukas gewees. Maar Lukas het van Paulus geskryf en Paulus het 2/3 van die Nuwe Testament geskryf. Alles Jode gewees. God het hulle gebruik. En ouens, is wonderlik hoe ons deur dit bevoordeel word. Die geestelike erfenis wat ons van die Jode ontvang het, is van onskatbare waarde. God het die Jode en Israel gekies om die voertuig van verlossing vir die wêreld te wees. Soos enige ander nasie weet ons, hulle is glad nie volmaak nie. Inteendeel, hulle is 'n moeilike klomp. Glad nie volmaak nie. So God het hulle nie gekies omdat hulle so spesiaal en volmaak is nie. Glad nie. En ek dink ook nie alle Jode, ek dink nie so en ek weet dit, nie alle Jode gaan hemel toe nie. Al is hulle uitverkies deur God vir sy verlossingsplan. Want as alle Jode hemel toe gaan, is die hemel vol afgodsaanbidders. Want baie van hulle het afgode aanbid. Maar God het hulle nie uitverkies ten opsigte van saligheid nie, maar hy het hulle uitverkies om sy verlossingsplan deur hulle te laat gebeur. So daardie gunsteling status van die Jode word nie verleng tot saligheid nie. Vir die heiden en die Jood is daar alleen verlossing deur die geloof in Christus Jesus. God dan klaar met die Jode. Het die kerk hulle vervang. Nou daar's 'n vers wat gebruik word wat ek glo verkeerd geïnterpreteer word om dit te verklaar. En dit is Romeine 9 vers 6. Dit is nie asof die woord van God nou gefaal het nie, want nie almal wat uit Israel afkomstig is die ware Israel nie. Wat beteken hierdie vers nou? Dit is nie asof die woord van God nou gefaal het nie. Paulus sê daar vir hulle, ouens, onthou al die woord, God se woord aan sy volk, Israel, en al die beloftes en die profesieë, dis nie dat dit gefaal is, dat dit leuns was nie. Natuurlik het God nog 'n plan met Israel, dit is sy volk, sy uitverkore volk. Maar as jy na Israel kyk, word almal is nie Christene uit Israel nie. Nie almal is kinders van God uit Israel nie. Alleen die wat hulle lewens vir Jesus gegee het, kom ek sê nou maar, kom ek noem dit so in aanhalingstekens, is die geestelike Israel, wat kinders van God is. Jy sien, ons kan dit so interpreteer, die woord Israel hier in Hebreëus is die wat toelaat dat God regeer in hulle lewens. Met ander woorde, die wat sê, ek gee my lewe vir Jesus, hy is my Heer en Meester. So wat Paulus hier sê is dat nie almal wat uit Israel gebore is word deur God regeer nie, maar alleen die wat Jesus hulle Heer en Meester maak. Dis bloot wat hy sê in hierdie vers. So jou nasionale identiteit bepaal nie jou geestelike identiteit nie. Jy kan alleen jou geestelike identiteit as kind van God ontvang deur die geloof in Christus Jesus. Nou ongelukkig het daar 'n leerstelling ontstaan wat hierdie vers, ek dink volgens my, verkeerd interpreteer. En hierdie leerstelling staan bekend as vervangingsteologie. En wat dit sê is dat die kerk het Israel vervang. En al die beloftes en seëninge wat van toepassing is op Israel, is nou van toepassing op die kerk. God is klaar met Israel, hulle het Jesus verwerp. Die kerk is nou Israel. Ons, die kerk het nie Israel vervang nie. God het nog steeds 'n plan met sy volk Israel. En hy gaan sy beloftes en plan wat hy met hulle het, gaan hy deurvoer. Paulus skryf ook. Hy sê, ouens, ontspan nou. Ontspan nou, moenie dink God is klaar met Israel nie. Romeine 11 vers 1. My vraag is dan, het God dalk sy volk verstoot? Hy sê, hoegenaamd nie. Ek is tog ook 'n Israeliet, uit die nageslag van Abraham, uit die stam van Benjamin. God het nie sy volk verstoot, wat hy reeds tevore gekies het nie,
Of weet julle nie wat die skrif oor Elia sê nie, hoe hy hom op God beroep het teen Israel nie? En dit verder self gaan lees. Hy sê self daar, God is nie klaar met Israel nie. So hierdie leerstelling is eintlik baie gevaarlik. Hoekom sê ek so? In die 12de eeu het die Rooms-Katolieke Kerk hierdie leerstelling begin aanhang. Vervangingsteologie, dat God klaar is met Israel. En wat toe gebeur het, dit het aanleiding gegee tot die kruistogte. Die van julle wat die geskiedenis bietjie ken, weet wat daar gebeur het. Dis kruisvaarders, krygsmanne, wat deelgeneem het aan hierdie kruistogte en hulle het Europa ingegaan, dit is soldate wat Europa ingegaan het op bevel van die kerk, die Rooms-Katolieke Kerk, kampstige Christenskap, het hulle gegaan en hulle het die Jode wreedaardig begin vermoor in Europa. Want God is klaar met die Jode, hulle het aan Jesus verwerp. En hulle het verder gegaan na die Heilige Land toe gegaan, Israel, Jerusalem, en daar het hulle ook, want Israel en Jerusalem veral was heiliglik toe onder bewind van 'n moslim, van die moslims, hulle het net gegaan en die klomp moslims vermoor, doodgemaak, en ook die Jode begin geslag en vermoor, want hulle is teen Jesus. Dis so nie, waaroor Christendom gaan nie. Misleiding. Maar ek glo dat vervangingsteologie die gevaar dat dit kan aanleiding gee tot so tipe van geweld, misleiding. Volgens die Katolieke Kerk was God nou klaar met Israel. En dis my hartseer want julle almal ken van Martin Luther en God het hom kragtig gebruik in die kerk en kerkgeskiedenis. Hy het groot dinge gedoen in sy tyd, maar ongelukkig later het hy baie antisemitistiese dinge begin skryf oor die Jode, oor Israel. En Adolf Hitler het baie van hierdie dinge waaroor Martin Luther geskryf het aangehaal en homself so half regverdig vir sy opstand en slagting onder die Jode. Ouens, God is nie klaar met sy volk nie, hy het nog steeds 'n plan met hulle. Want wanneer God 'n belofte gemaak het, verbreek hy dit nie. As God 'n belofte gemaak het, en hy gaan sy beloftes nakom teenoor Israel, vir twee redes. God is 'n getroue God, God is getrou, en hy is 'n genadige God. Hy is 'n genadige God. Op die ou end sal die Joodse volk deur 'n herstelproses weer by hulle eie geestelike boom ingeënt word, die olyfboom. Romeine 11:24. Israel gaan weer gered word en ingeënt word. Dit is my mooi hoe Paulus skryf. Hy sê later gaan hierdie volk, daai takke wat afgebreek is van die olyfboom, gaan weer ingeënt word. God se plan met Israel is dat hulle gered sal word, en ek is amper klaar, Romeine 11:25, om te voorkom dat julle eie wys sal wees. Broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees oor hierdie misterie nie. Daar het gedeeltelik 'n verharding oor Israel gekom, totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Jy kan dit onderstreep in jou Bybel. Totdat die volle getal van die heidene ingekom het. Op hierdie manier sal die hele Israel verlos word. Soos daar geskryf staan, die redder sal uit Sion kom, en hy sal die goddeloosheid uit Jakob verwyder, en dit sal my verbond met hulle wees, wanneer ek hulle sondes wegneem. Sien ouens, na Israel se totstandkoming as 'n nasie in 1948, wat natuurlik die vervulling was van 'n profesie in die Bybel, is daar geen ander profesie wat in vervulling moet kom volgens God se profetiese tydlyn, behalwe Jesus wat terugkeer na die aarde toe nie. Daar is nog ander profesieë na dit. Maar die volgende profesie wat in vervulling moet kom, is Jesus wat terugkeer aarde toe. Nou dit gaan in twee fases geskied. Die eerste een is, Jesus gaan in die wolke verskyn en hy gaan sy bruid wegraap uit die aarde uit, van die aarde af. Die wat reeds gesterf het, wat Christene is, gaan eerste opstaan en hulle verheerlikte liggame ontvang, en dan gaan die wat Christen is en nou op die aarde is,
gaan dan ook saam met hulle opgaan en Jesus ontmoet in die lug en dan gaan Jesus ons wegneem saam met hom, dan gaan dit die bruilofsmaal wees. Maar gedurende daai bruilofsmaal, daai tyd, die 7 jaar op aarde, gaan dit moeilik gaan. Eerste 3,5 jaar gaan oukei wees, maar die laaste 3,5 jaar gaan 'n verskriklike tyd wees op aarde. Gaan lees met jou Bybel. Jy wil nie op die aarde wees gedurende daai tyd nie. Veral vir die Jode. En dis hartseer. Dis amper asof dit die tweede Holocaust gaan wees, net erger. Jy sien nou, tydens die eerste Holocaust was daar 1 uit elke 3 Jode doodgemaak. En die Bybel praat daarvan. Hy sê dat gedurende die tweede ene, daardie tyd gaan 2 uit elke 3 Jode doodgemaak word. Daar gaan net 'n derde oorbly. Dit gaan 'n verskriklike tyd wees. Maar dan gaan Jesus terugkeer en hy gaan fisies aarde toe kom. En hy gaan uit Jerusalem uit regeer en dan gaan dit die vrederyk wees. Sien ouens, ek sien uit na Jesus wat terugkeer. Ek sien uit om opgeneem te word deur Christus en saam met hom te gaan en dan terug te kom en te regeer saam met hom op die aarde tydens die vrederyk. Ons is verlos deur 'n Joodse Messias wat in Israel gebore is en na Jerusalem sal terugkeer om vrede te bring. 'n Vrede wat ons almal na smag. En vanuit Jerusalem gaan hy oor die nasies regeer. So, die laaste profesie wat vervul moes word voor die wegraping was reeds in 1948 vervul. So die enigste rede waarom Jesus nog nie teruggekeer het nie, is omdat die volle getal heidene, dis nou mense soos ek en jy, nog nie ingekom het nie. Nou ons weet nie wat daai getal is nie, God weet alleen. Nou wil ek jou vra vanoggend, as jy nou nog nie jou lewe vir Jesus gegee het nie, doen dit asseblief vanoggend, jy mag dalk net die laaste een wees. Ons wil huis toe gaan. Maar die Bybel praat, wanneer die volle getal ingekom het, dan gaan Jesus sy bruid kom haal. Wie sien uit na daai dag? Is dit net ek? Die Bybel sê, bemoedig mekaar. Bemoedig mekaar met dit. Ons sien uit dan. Maar ongelukkig, die ongelowiges wat agterbly na die wegraping, gaan deur die verdrukking moet gaan, die Jode ook veral. Maar daardie oorblyfsel van die Jode, die derde van hulle wat gaan oorbly, God gaan hulle kans gee, hulle gaan almal gered word. Want hulle gaan Jesus sien vir wie hy is, wie hy werklik is. Hulle gaan hom begin aanroep, selfs in die moeilike tyd. Die verdrukking gaan hulle hom besef. Gaan hulle besef wie hy is, as nadat die anti-kris sy ware klere gewys het. Sagaria 13 vers 8, in die hele land sal dit gebeur, is die uitspraak van die Here. 2/3 sal uitgeroei word, omkom, en 1/3 sal oorbly. En die derde deel sal ek na die vuur bring en hulle louter, soos 'n mens silwer louter, en hulle toets, soos goud getoets word. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle antwoord. Ek sal sê, hulle is my volk, en hulle sal sê, die Here is ons God. Israel is God se uitverkore volk, deur wie hy sy raadsplan vir die wêreld laat uitspeel. Maar hulle is nie uitverkies ten opsigte van hulle saligheid nie, net soos enige ander persoon op hierdie aarde, alleen deur jou geloof in Christus Jesus te plaas, kan jy gered word jy deel van God se familie. Hy is die enigste weg en waarheid. Israel se rol in die verlossingsgeskiedenis was en is steeds om God se verlossingsinisiatief en doel na die wêreld te bring. Israel is die voertuig van wêreldverlossing, of die platform waarop die God van die Bybel sy verbintenis met die wêreld gebou het. God het hulle gekies. God het hulle gekies vir sy verlossingsplan. En ek weet nie van julle nie, ek is dankbaar. Ek voel dat ons is bevoorreg om ook ingeënt te wees in hierdie olyfboom.
ons is ook 'n kans gegee om deel te word van God se familie. En as jy nog nie jou lewe vir Jesus gegee het nie, het jy ook 'n geleentheid om deel te word van God se aardse familie. Want op die ou einde wil God graag hê dat sy aardse familie saam met hom in die hemel wees. God wil nie hê dat jy in die hel moet opeindig nie. God het nie die hel geskape vir mense nie. Eintlik vir Satan en sy demone. Dis eintlik wel vir wie die hel geskaap is. So God stuur jou nie hel toe nie. Ek wil amper sê, as jy nie Jesus aanneem nie, stuur jy jouself soontoe. Jy het 'n keuse. Maar jy het net hierdie tyd op aarde om 'n keuse te maak vir Jesus Christus. Net hierdie tyd, hierdie kort deeltjie van jou ewige bestaan, gedurende jou tyd op aarde, het jy 'n keuse. En ek wil jou aanmoedig, kies Jesus. Dis die belangrikste besluit van jou lewe. Want wanneer jy Jesus kies, ontvang jy die ewige lewe. Wat beteken daai ewige lewe? Dis 'n lewe waar jy vir ewig voortbestaan saam met jou Skepper, jou Vader, jou hemelse Vader. Jy wil nie opeindig in 'n ewige hel nie, want die hel is 'n realiteit. Vandag se dae het die kerke bang geword om ewen die woord hel te sê. Hoe kan jy sê? Daar is 'n hel. En as jy nie Jesus aanneem nie, gaan jy hel toe. Draai of braai. Ek lag nou daaroor, maar dit is 'n werklikheid. Die Bybel waarsku ons. Jesus praat baie oor die hel. Maar dit is wonderlik, want hy het ons 'n keuse gegee. En hy het vir ons 'n weg gemaak om deel te word van sy familie en om in die hemel op te eindig. Hy het 'n groot prys betaal sodat daar 'n weg is vir jou om hemel toe te gaan en weer versoen te wees met die Vader. Ek dink ons besef altyd die groot prys wat hy betaal het vir my en jou nie. En ons het 'n geleentheid terwyl ons op aarde is om Jesus te kies. Ons is in 'n genadetyd. God is liefde, hy gee om vir jou en hy wil nie hê jy moet in die hel opeindig nie. Maar wanneer hierdie tyd verby is, die genade era tyd, wanneer die aarde tot 'n einde kom, gaan jy gekonfronteer word met die regter, 'n regverdige regter. En dan gaan jy voor hom staan en as jy nie Jesus gekies het nie, gaan jy ongelukkig na 'n plek toe waar jy nie wil wees nie. En dis 'n ewigheid. So, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. En ek wil jou vanoggend geleentheid gee, as jy nog nooit jou lewe vir Jesus gegee het nie. Die woord sê, gee jou lewe vir my en dan ontvang jy 'n nuwe lewe in Christus. En wanneer jy daai nuwe lewe ontvang en jou lewe vir my gee, praat die woord van dat jy word weer gebore in die proses. Dis nie 'n fisiese geboorte nie, dis 'n geestelike geboorte. Jy ontvang 'n nuwe lewe in Christus. En dan is jy nou kind van God, jy behoort aan God se familie, jy word weergebore in God se familie. En dan ontvang jy die ewige lewe, wanneer jy Jesus jou Heer en Meester maak. Dis die belangrikste besluit wat jy kan maak op aarde. Die heel belangrikste besluit. Want elkeen van ons, toe ek laas gekyk het, is die doodsyfer vir die mens nog steeds 100%. Jy word gebore en op 'n stadium gaan jy sterf. En as jy sterf, dan moet jy seker wees dat Jesus jou Heer en Meester is. En jy mag dalk dink as jong mens, ag ek het nog baie tyd. Ouens, enigiets kan gebeur. En soos ek dinge bekyk nou in die wêreld, lyk dit vir my of dit versnel. Die tekens wat ons sien, die dinge begin al hoe meer versnel en ons al hoe nader kom aan Jesus, wanneer Jesus gaan terugkeer. Maar ouens, daar kan enigiets gebeur. Ons moet altyd gereed wees. Ons moet altyd gereed wees. Jy kan hier uitstap en 'n motorongeluk kan daar iets gebeur met jou. Enigiets kan gebeur. Is jy gereed om Jesus te ontmoet? Is jy gereed om voor jou Skepper te staan?
En ek wil vandag vir jou geleentheid gee om jou lewe vir Jesus te gee. Miskien het jy afvallig geword of bietjie koud geraak, bietjie lou geword. En jy is geestelik nie op die plek waar jy moet wees nie. Dan wil ek jou vandag 'n geleentheid gee om terug te keer. Sê Here, ek bekeer my van hierdie verkeerde weë. Ek draai terug na U toe en ek begin U te volg. Soos wat ek moet. Dis ook 'n geleentheid vir jou. Goed, kom ons bid saam en ek wil julle vra dat jy laat ons sommer almal saam hierdie gebed bid. Ek sê Vader in Jesus naam. Kom ek vanoggend na U toe. En ek besef, Here, ek is 'n sondaar. Ek het U nodig. Ek ontbreek aan die heerlikheid van God. En ek vra U vanoggend, Here, vergewe my oortredinge. Vergewe my sondes. En vandag, Here, gee ek my lewe vir U. Ek vra U, Here, word my Heer en Meester. Wederbaar my vandag. Ek gee oor. Ek gee my alles vir U. En ek dank U, die Here, op grond van hierdie gebed, weet ek vandag, dat ek nou kind van U is. Ek behoort aan U. Ek is deel van God se familie. Dankie, Here, dat U my vanoggend verlos het, deur die bloed van die lam. Dat U my sonde skoon gewas het. Dat U my gered het. Ek dank U, Here, in Jesus naam. Amen, amen. Loof die Here.